Vriende, ons gaan vir die manspersone vra om te staan, dan gaan ons 'n gebed saam doen, dan dra ons ook hierdie diens aan die Here op. Hemelse Vader, ons dank en eer U dat ons die waarheid van U woord in ons midde mag hê. Baie dankie vir U goedheid, U genade en U guns oor ons, en dat ons weet, dag na dag dra die Here vir ons. Ons dank U, Here, dat U U Seun Jesus Christus gestuur het, wat vir ons aan die kruis gesterf het, en die Bybel sê vir ons dat God het Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God deur hom. Ek dink die groot probleem van die mensdom, wat ons nie aldag besef nie, Here, is dat ons sondaars is. Die sonde probleem saai verwoesting in die wêreld. Dit breek gesinne op, dit laat nasies wegsink in elende en in redenasies wat nie sin maak nie, en ons doen dinge wat, as ons daarna kyk met 'n eerlike oog en 'n goeie perspektief, dan besef ons dat die mens regtig dom raak as hy die woord van God uit sy lewe wegskuif en die God van die Bybel verruil vir afgode en vir allerlei dinge wat gemaak word deur mense en wat aanbid word. Ons wil vanmôre na U toe kom en ons wil bely, Here, ons is nie beter as ander nie. Dankie dat U in ons lewens kom ingryp het. Dankie dat U ons uit die moddersluik van sonde kom trek het. Dankie dat U vir ons kom red het uit genade. En vanmôre wil ons as begenadigdes, mense wat niks kon verdien het nie, maar uit genade ontvang het, wil ons kom buig en sê, Here, ons bring lof aan U. En ons dank U vir U liefde wat in Christus geopenbaar is. Dank U vir die Heilige Gees wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en wat ons gelei het in die volle waarheid. Dankie dat ons daagliks die Bybel kan leer en lees en ondersoek, en U bid vir U apostels daar in Johannes 17, en is ook van toepassing op ons, waar U bid, heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. Dankie vir elkeen wat so getrou in hierdie jaar, Here, deel was van ons gemeente, hulle wat lidmate geword het, hulle wat getrou besoek by ons, hulle wat gee vir U saak in hierdie gemeente, hulle wat saam met ons opgewonde is vir die pad vorentoe. Ek wil bid dat U hulle sal seën met al die geestelike seëning in Christus Jesus ons Here. En Vader, dat U ons sal lei na U deurboorde sy, en dat ons lese elke dag sal wees, my allerbeste vir God, my allerhoogste. Baie dankie, Here, dat ons ook kan bid dat U nou hierdie erediens sal seën. Ons bid vir hulle wat nie vanmôre hier kan wees nie, weens siekte, weens ongesteldheid, dat U ook vir hulle genadig en barmhartig sal wees. Vir broer Jan wat môre ingaan vir 'n operasie, dat U goeie hand hom sal lei en vir hom ook veilig deur hierdie prosedure sal dra, en dat ons eer en lof aan U kan bring vir U goedheid, U genade en guns. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ons is by Psalm 29, dis die volgende Psalm wat ons gaan hanteer vanmôre. Nou terwyl jy daarin blaai, moet ek net gou vinnig met u so oor ietsie praat wat ek die afgelope tyd baie gehoor het. Nou ek weet nie of dit so is nie, maar iemand sê vir my, laasweek Sondag het hulle met my gepraat daar by die kapel rondom die merk van die dier, en dat is dit Ramaphosa wat nou iets gekry het, wat onder sy velling geplant is, wat hy seker, ek weet nie of dit so is nie. Daar is redelik verwarring in die gemeente, daar is iemand wat my gepraat het, wat 'n besoeker is daaroor, en in die gemeente het ek verstaan, daar is mense wat onduidelikheid het daaroor, vriende. Ek wil net gou met u net die saak wat ek al reeds hanteer het, by ons reeks boodskappe uit Openbaring, net weer met u hanteer, sodat u net kan duidelikheid kry waaroor dit gaan. Wat ek maar vir u vra, dat ons nie sal spekuleer nie. Die merk van die dier is 'n ding wat oor jare lank al gedebatteer word. Mense praat daaroor, en as jy nou gaan kyk na die ouens wat Hebreëus en Griekse kennis het, dan verduidelik hulle vir jou die woorde wat Johannes gebruik oor die merk. En ek het 'n paar dinge hier genoem by die vorige boodskap, so ek het letterlik die goed net so gedruk op my papier en dit saamgebring. Is niks niets wat ek vanmôre vir u gaan sê nie. Maar wat ek vir u kan sê, die merk van die dier is nie jou kredietkaart nie. Die smartkaart wat vroeër jare gepreek was, as dis die merk van die dier, as jy hierdie kaart kry, is dit verdoem. Dis nie daardie merkie wat jy op jou hand kry as jy moet stem nie. Dis dat jy nie 2 keer gaan stem nie. Ok, baie mense sê ek vat nie, ek gaan nie stem nie, want ek gaan die merk kry. Hulle sit in daai koutjie iets wat onder my vel ingaan, en dan word ek geprogrammeer. Ek was al 2 keer deur die proses. Miskien dink u ek is geprogrammeer.
Maar vertel het vir my na die tyd oor 'n koppie koffie. Vriende, die merk van die dier is nie die ryskorreltjie wat hulle sê hulle plant onder jou hand in, met een of ander inligting wat jy nou ewe skielik scan en dan is dit die merk van die dier nie. Dit kan ek vir u met sekerheid sê. Die merk van die dier, as die Bybel vir ons hierdie saak deurgee, in die eerste plek is dit 'n merk wat met die anti-kris regering gepaard gaan. Moenie vergeet nie. Die Bybel praat van God gaan sy kerk kom wegneem, die anti-kris as man van sonde gaan geopenbaar word en dan gaan hy 'n merk gee wat mense gebruik om te koop en te verkoop. Hierdie merk word geïdentifiseer met die nommer 666. Die woordjie merk in die Grieks beteken, dis dieselfde as 'n tattoo. Met ander woorde, iets wat in my vel ingeskryf sal word. Dit gaan 'n sigbare merk wees, voorkop, regterhand. Dit gaan 'n sigbare merk wees. So, die oomblik wanneer die anti-kris regeer, gaan mense sien, jy identifiseer met sy regering. Wil jy moet dit weet. Onthou, dit gaan 'n kommunistiese stelsel wees, waar die anti-kris kos gaan beheer, hy gaan alles beheer. Daarom is Suid-Afrika se regering so pro-marxisme en kommunisme. Waarom? Want hulle wil alles onder beheer van die staat hê. En hierdie man wat God daar gaan stel in die eindtyd, gaan hierdie merk gee, as jy by 'n winkel inkom en jy wil brood hê, moet jy jou merk wys, dat hulle kan sien en kan identifiseer. Baie belangrik, vriende, daar gaan geen onsekerheid heers daaroor nie. Almal gaan weet, jy het God afgesweer en jy het hierdie anti-kris aanvaar as God, as die vredevors, wat die Bybel ons oor waarsku. Baie belangrik, jy gaan dit vrywilliglik ontvang. Dit gaan nie deur misleiding onder jou vel ingeplant word of vir jou gegee word en oeps, eendag word jy wakker en hulle sê dis die merk van die anti-kris nie. Jy gaan besef en verstaan waaroor dit gaan en jy gaan in akkoord gaan en jy gaan dan hierdie merk aanvaar. Die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dit gaan in die tyd wees van die groot verdrukking, presies wanneer, meeste ouens reken na die tweede of by die tweede helfte van die groot verdrukking, met ander woorde na so 3,5 jaar van groot verdrukking. Baie belangrik, dit sal net, hoor wat ek hier sê, deur ongereddes aanvaar word. God sê, sy uitverkorenes sal die misleiding gespaar word. Ek gaan nie mislei word daarin nie, as uitverkorene, as bloedgewaste, sal dit nie deel van my lewe wees nie. Ek moet vir u sê, daar is soveel goed op internet, waar mense spekuleer, selfs in die kerk waar ek vandaan kom, het ek op 'n stadium vir die mense gesê, hou op, spekuleer oor Openbaring. Julle allegoriseer, julle sê goed wat die Bybel nie sê nie. Maar luister vriende, wat trek mense? Sensasie. Maak mense bang genoeg, dan kry hulle in die kerk vir 'n tydjie. Dan sien hulle dit wat jy gesê het is nie regtig so nie, dan is hulle weer weg. Daarom belangrik dat ons nie sensasie sal gebruik nie. Dan nog 'n gedagte of twee. Die merk van die dier sal deur die valse profeet gepromoveer word. En nou belangrik, elkeen wat die merk van die dier ontvang sal verlore gaan. Elkeen wat die merk van die dier ontvang, die oomblik as daar die merk aanvaar word, ek wil niks met Christus te doen hê nie, ek val onder hierdie regering in, wil ek vir u sê, is die Bybel duidelik dat alle genade verby is. En u mag miskien vanmôre vir my vra, sal mense so dom wees? Kyk wat in die wêreld aangaan. Die meeste mense stap al reeds in daardie rigting. Hulle soek vrede, hulle soek veiligheid, hulle soek 'n leier. Hulle soek nie Christus nie. Selfs Israel, wat op hierdie oomblik deur hierdie geweldige stryd gaan, het Christus net so nodig soos die Palestynë. U moet tog vir hulle albei bid, want albei verwerp Christus. Alhoewel Israel God se uitverkore volk is, hy 'n ewige plan met hulle het ek nodig gehad om vanmôre net weer dit vir u te noem, want was laasweek besoekers gewees wat my hieroor gevra het, mense in die gemeente, daar's onduidelikheid, mense kontak jou en vra vir jou, wat is die merk van die dier, hoe gaan dit werk? Die Bybel gee vir ons sekere riglyne wat ek vanmôre vir jou genoem het, maar moet asseblief nie met sensasie probeer om mense te beweeg in 'n rigting wat die Bybel nie vir ons sê nie. Wat is ons bron van waarheid? God se woord. Die oomblik as ons buite die woord gaan, begin ons spekuleer.
As ons spekuleer, begin ons van die weg afdwaal en vanmôre in my, wie van u het vanmôre Spurgeon gelees? Sies vir julle. Okay, julle gaan nou miskien sê, ja, kyk hier so, hy het liewer vir Spurgeon as vir die Bybel. Maar Spurgeon skryf uit die Bybel uit spesifiek oor ons moenie in debatte gaan oor sinnelose vraagstukke nie. Ons gaan na die skrif en ons sê, dis wat die Bybel sê, en dis waarby ons volstaan. Die res is spekulasie. En daarby moet ons as kinders van die Here verbykom, sodat ons die fokus nie van wie af wegvat nie, van Christus. Hy is die liefling van ons siele. Ons wil mense na Jesus trek, en hulle moet Jesus in ons lewe sien. En dis waarvoor ek pleit. So ek hoop, ek kon vir u so 'n bietjie duidelikheid gegee het. Ek het besef, ek moet net vinnig daaroor iets sê, en ons vra die Here vir wysheid vir die pad vorentoe. Nou vanmôre praat ons oor, gee eer aan die Here. Hy is koning tot in ewigheid. Wat vir my kosbaar was, toe ek hierdie psalm voorberei het, is dat hierdie psalm kom by ons eerste gemeentevergadering. En u gaan vanmôre sien, waarom het vir my so amper, Lizelle het gister die woord gebruik, awesome. Nou hierdie is vir my meer 'n wow. Want ook aan die einde van hierdie boodskap kom wat ek voorberei het, toe dink ek myself, dis aangrypend, dat hierdie psalm, die psalm is wat ek vandag moet preek, by die eerste gemeentevergadering, waar ons dan ook verslag doen oor die onuitspreeklike goedheid en genade van die Here. En ek vra dat u saam met my die psalm sal deurwerk, en dan vertrou ons die Here vir groot wysheid. Kom ons lees deur hierdie psalm, dis weer 'n psalm van Dawid. Dan staan, gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here in heilige sieraad. Die stem van die Here is op die waters, die God van eer donder. Die Here is op die groot waters. Die stem van die Here is met krag. Die stem van die Here is met heerlikheid. Die stem van die Here breek seders. Ja, die Here verbreek die seders van die Libanon. En hy laat hulle opspring soos 'n kalf. Die Libanon en Sirion soos 'n jong kalf. Die stem van die Here slaan vuurvlamme uit. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn van Kades bewe. Die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kaal. Maar in sy paleis sê elkeen, heerlikheid. Die Here het gesit oor die watervloed, ja, die Here sit as koning tot in ewigheid. Die Here sal sy volk sterkte gee. Die Here sal sy volk seën met vrede. Pragtige, pragtige psalm. Nou vriende, ek gaan vanmôre met u praat oor vers 10. Die Here het gesit oor die watervloed, ja, die Here sit as koning tot in ewigheid. En die tema vanmôre is, gee eer aan die Here. Hy is koning tot in ewigheid. Kom ons gaan vanmôre wegval met hierdie pragtige psalm. Die Here het gesit oor watervloed, ja, die Here sit as koning tot in ewigheid. Die tema dan, gee eer aan die Here, hy is koning tot in ewigheid. Nou vriende, ek wil hierdie boodskap begin met so 'n musikale gebedsdiens wat 23 Maart 1743 in Londen gehou was. Nou hierdie 'n musikale gebedsdiens was maar basies gewees 'n simfonieorkes met 'n koor en dan hierdie massas mense wat dit luister. En dit het gegaan oor liedere wat hulle gesing het wat uit die psalms gekom het. En liedere wat hulle geskryf het wat handel oor sekere Bybelse waarhede. En toe hulle by hierdie lied kom, die Halleluja chorus. Nou, u ken daar die lied, Halleluja. Nou, ek gaan nou nie vir u heeltemal sing nie. Ek sal vir Henty later kry om vir ons te help daarmee. Maar hierdie lied, toe hulle hom sing en hulle kom by die woorde, For the Lord God omnipotent reign. In Afrikaans, want die Here God, die almagtige heers. Toe sê hulle, toe staan die hele skare of die hele gehoor op. En die koning van Engeland was teenwoordig. En hy saam het opgestaan, toe hulle hierdie lied sing, en hulle het nie applaus gegee nie. Hulle het in heilige eerbied gestaan, voor hierdie God waarvan hulle gesing het, en hulle het eer aan hom gebring, wat heers tot in alle ewigheid. Selfs hierdie koning van Engeland was nie besig met klomp skandale, soos dit vandag gaan in Engeland nie. Hy was 'n koning gewees wat erken het, daar is 'n God in die hemel wat sien, wat almagtig is, wat heilig is, en wat heers tot in alle ewigheid. En vriende, dis presies waaroor Psalm 29 gaan.
Dis presies waaroor hierdie Psalm gaan, want in hierdie Psalm sal ons sien hoe Dawid ook eer bring aan die Here as die een wat regeer. Nie net vriende in die hemel nie, ons sal daarna kyk, maar hy regeer oor konings, oor nasies, oor mense, oor die natuur, en die hele heelal is deel van die plan en die raad van God, en hy bestuur alles volgens die raad van sy wil en die krag van sy woord. Nou ons gaan vanmôre 'n bietjie deur hierdie Psalm 29 kyk, want u sien Psalm 29 gaan oor 'n storm, wat van die land Kanaan afgekom het. Hierdie storm het oor die berge getrek, die Libanon, die Hermon, en het in die woestyn ingegaan, en Dawid staan verstom en verbaas, terwyl hierdie storm deur die land gaan, en hy sien die wonder van God se krag, en sy almag, en die mens wat eintlik daaraan niks kan doen nie. Sê gou vir my, wat 'n plan het die mens al gemaak, wanneer water, wind, en al hierdie natuurrampe na ons kant toe kom? Ons het nie antwoorde daarvoor nie. Dawid gee vir ons hier in die antwoord, en hy sê, gee eer aan die Here, hy is koning tot in ewigheid, hy regeer, en ook sy skepping is 100% onder sy beheer. Ons gaan hierdie boodskap toepas op die storms in my en jou lewe. Want ons het nou gesing, as die lewensstorme woedend om jou slaan. Elkeen van ons van hier voor tot daar agter buitekant sit met een of ander ding wat in ons lewe vroeg. Ons stoei met dinge, luister, as jy vanmôre met goed stoei, is jy nie alleenig nie. Die duiwel vir jou kom sê, kyk, jy is die enigste een wat oor hierdie goed bekommerd is, wat met hierdie sonde stoei, wat met hierdie probleme stoei in jou familie of tussen jou vriende of wat ook al. Luister, die Bybel is duidelik daaroor, dat hierdie God van die Bybel, wat in beheer is ook van die storms, wat ons in die natuur sien, is in beheer van die storms in ons lewe. Want hy regeer oor konings, oor nasies, oor mense, oor die heelal. En kom ons kyk vanmôre 'n bietjie na hierdie baie belangrike saak, want u sien, Dawid sê in Psalm 24 vers 1, hy sê die aarde behoort aan wie? Aan die Here, en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want hy, God, het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Daarom, wanneer jy vanmôre na jou leiers kyk in jou land, en jy sien die diep korrupsie waarmee hulle besig is, en jy kyk na Amerika, waar 'n president sy kop verloor het, weens sy boosheid en sy sonde, wat vir jare lank geakkumuleer het, en vandag is hy 'n skande vir die wêreld, dan buig ons voor God, want God is in beheer van al twee. En hy sal op die regte tyd sy oordeel laat geld, of hy sal uit genade kom red. Daarom vanmôre, gee eer aan God. Hy is koning. Soos die koning in Engeland 1743, wil ek jou vra, staan bietjie op, en gee eer aan God, want hy's nie soos ek en jy nie. Hy is in beheer, hy is God, hy is koning, en hy laat alles ten goeie meewerk. Die 3 punte waarna ons gaan kyk, en ek sien daar's 'n halfuur oor, deel deur 3, jy moet maar my dop hou, as julle sien ek is oor hy tyd met die eerste punt, maak so, dan sal ek weet ek moet aangaan. So die 3 gedagtes in hierdie Psalm gaan wees, gee eer aan God, voor die storm, aanbid hom as die Almagtige, tydens die storm, en eer hom as koning, na die storm. Jy gaan vanmôre sien, die storm fisies, die storm wat Dawid gesien het, en die toepassing daarop in die storms in my en jou lewe. Dis noodsaaklik voor, dis noodsaaklik tydens, en is noodsaaklik na, want hy is die God wat geëer moet word tot in alle ewigheid. Kom ons val weg met punt 1. Gee eer aan God voor die storm. Luister wat sê koning Dawid, Psalm 29 vers 1. 'n Psalm van Dawid, gee aan die Here o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte, gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here in heilige sieraad. Nou vriende, dit was Dawid sy gebruik, sy gewoonte. Dit was sy leefwyse om God te aanbid en eer aan hom te bring op 'n daaglikse basis. Was Dawid sondeloos? Baie keer plaas ons hierdie geloofshelde op hierdie, kom ons sê maar die Engels, hierdie pedestal.
hierdie verhoog. En ons sien hulle daar op hierdie podium staan, nommer 1, hy kry die medalje, hy is Dawid, die man na die hart van God. Kom ek sê vanmôre vir u, dit was 'n man wat intense stryd met sy sonde, met sy kinders, met volke gehad het. En wat sê Dawid? Ek eer God of dit goed gaan, of dit voor die storm is, of dit in die middel van die storm is, of daarna. Nou vriende, in maklike tye, in moeilike tye, wanneer die vyande dreig of sonde Dawid se vreugde gesteel het, het hy geweet daar is een na wie hy kan gaan, die een wat sy eer en aanbidding waardig is. Ek wil jou vra, as jy klaar gesondig het, na wie toe gaan jy? Die meeste van ons gaan sit en ons salk. Ek kan nie glo ek het al veer. Here, help. Dis goed. Maar na 'n week moet jy miskien die vraag vir jouself afvra, het God my nie dalk gehoor en my vergewe nie? Want u sien, die duiwel wil ons in hierdie posisie hou waar ons heeltyd die vreugde van die Here mis in ons wandel met die Here. Terwyl Paulus sê in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ons weet as sy kinders gaan ons nie moedswillig met die sonde besig raak nie. En as ons geval het, is daar vir ons 'n voorspraak. Maar ek wil jy moet sien vir Dawid, hy eer die Here voor die storm. In hierdie stadium sien hy hierdie storm wat kom van die land van die Kanaaniete af. Hy sien hierdie storm, vriende, wat oor die see kom. Hy sien hierdie storm wat deur die Libanon gaan. En hy eer God vir sy genade en sy grootheid. Hoor wat sê hy in Psalm 68 vers 32, is ook 'n psalm van Dawid. Hy sê, edeles sal uit Egipte kom, kus sal hastig sy hande uitsteek na God. O koninkryke van die aarde, miskien moet ons dit vir ons plaaslike regerders stuur, ons staatspresident, o koninkryke van die aarde, sing tot eer van God. Psalm sing tot eer van die Here. Sela beteken, dink 'n bietjie oor wat Dawid nou gesê het. Vers 34, van hom wat ry in die hoogste hemele, wat uit die voortyd is, kyk, hy verhef sy stem, 'n magtige stem, gee sterkte aan God. Sy hoogheid is oor Israel en sy sterkte in die wolke. Dawid besef, erken, eer, aanbid God, dat hy in beheer is ook, voor die geweldige storm. God is die een wat in beheer is. En wat is die belangrike les wat u en ek vanmôre moet leer? En dan gaan ek dit vir u met 'n kort illustrasie net verduidelik. Vriende, dit is belangrik om eer te bring aan die Here op 'n gereelde basis. Waarom? Want storms sal oor my in jou lewe kom. Ek het die boek hierdie week weer bietjie gelees, so 'n stukkie uit die boek van Dr. James Dobson. Nou ek beveel hom nie eintlik aan om te lees nie. Hy het so 'n bietjie 'n metamorfose ondergaan. Hy's eintlik 'n sielkundige wat later meer die sielkunde begin omhels het as God se woord, sekere raad wat hy gee wat nie altyd vas en waar is nie. Maar daar was 'n goeie skrywer gewees, James Dobson. Nog op 'n stadium voor die wêreld sy kop bietjie die mekaar gemaak het, en hy het 'n boek geskryf met die naam van When God Doesn't Make Sense. Wie van u het al die boek gelees? As u daai boek kan lees, lees hom. Skitterende boek wat praat oor wanneer God nie altyd vir ons sin maak in sy optrede nie. Ek het daai boek dink ek al meer as een keer gelees, en ek lees nou nog baie keer sulke gedeeltes. En hy sê daar in daardie boek, daar gaan haas 2 weke verby in die normale mense lewe voor daar een of ander tragedie slaan. Of dit jou yskas is wat breek, of jou band wat pap is, of iemand jou van agteraf stamp, of jou kinders ewe skielik duiwel vat en rebels raak, of die ouens by die werk een of ander ding doen. Hy sê daar's min mense wat vir 2 weke skietstilstand het. Gered en ongered. Vir die gereddes weet ons dat ons dien die Here of daar 'n skietstilstand is en of daar stryd in ons lewe is. Maar belangrik, as daar nie 'n gewoonte by jou is om God te aanbid in die goeie tye nie, gaan jy sukkel in die moeilike tye. Dan gaan jy God begin bevraagteken in die moeilike tye. Daarom kom in die gewoonte om God te aanbid voor die storm in jou lewe. Nou vriende, ek lees van een voorbeeld in die Bybel, as baie meer wat ek vir u kan noem, maar wat my getref het hierdie week in my voorbereiding, en dit was die man Jesaja gewees. Wie was Jesaja? Profeet van die Here.
getroue man wat God gedien het. Hy het gereeld die tempel besoek. Hy was 'n man wat in lyn was, in pas was met die waarheid van God se woord, nie sondeloos nie. En wat gebeur in Jesaja se lewe? Alles gaan goed in Israel. Koning Usia regeer. Alles gaan klokdisselboom. Die goeie ou dae. Jy weet mos, ons praat gereeld daarvan. Alles was net goed. En toe word koning Usia siek. OK, hy het seker nou nie geweet van die kerke wat self en bid nie, maar in elk geval hy het siek geword. En toe gaan hy dood. En Jesaja is in hierdie storm. Hy's profeet, koning Usia is 'n skitterende leier, hy het verlang regeer, het gaan goed in Israel, koning Usia sterf en onmiddellik is daar 'n benoudheid in Jesaja se hart. En waartoe gaan Jesaja? Hy gaan tempel toe, hy gaan na die Here toe. Hy was gewoond om voor die storms in God se teenwoordigheid te wees. En hy bid en die Bybel sê vir ons Jesaja 6 vers 1 tot 3, in die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Terwyl sy somer die tempel gevul het, serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek en met 2 sy voete, en met 2 het hy gevlieg, en die een het die ander toegeroep en gesê, jy moet let op die woorde wat ek nou gaan lees. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Wat staan daar? Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Nou baie interessant, ek weet nie of u opgelet het terwyl ek gelees het nie. Dawid sê in Psalm 29 vers 1, gee aan die Here o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte, en dan vat hy hom verder na ons toe. Jesaja sien koning Usia sterwe, Jesaja in sy benoudheid gaan in die tempel, en wie sien hy? God is op die troon, en die hele aarde is vol van God se heerlikheid. As jy nie vanmôre God se heerlikheid raak sien nie, is miskien omdat jy met oogklappe sit van die regering maak droog. Die munisipaliteite doen nie hulle werk nie. Kyk net hoe besteel hulle ons. Miskien is daardie oogklappe iets wat jou oë verblind, want as jy om jou kyk, is die Here besig om siele te red uit elke nasie, taal, volk en stam. Hulle sê daar kom op die oomblik honderde duisende mense tot bekering in lande wat voorheen toe was vir die evangelie, en in die westerse lande sterf hulle soos vliee sonder die Here. In die skaduwee van die kerk, waarom? Hulle het nie geleer om God te eer voor die storm nie. Die storm het gekom. As ons die Here voor die storm aanbid, dan sal die Here ook vir ons in die storm genadig wees. Nou moet ek aangaan, want my tyd is op vir punt 1. Jy moet verder navorsing gaan doen oor hierdie saak. Maar ek wil jou vra, kom in die gewoonte om God daagliks te aanbid. As dit baie goed gaan, en ek weet nie of u miskien ook baie keer 'n gevoelsmens is nie. Baie keer sê mense vir jou, jy's hard, jy's ongenaakbaar, jy's 'n granietblok. Ek het daai woorde gehoor al in my lewe, maar ek vertrou die Here dat hierdie graniet al so 'n bietjie in spons verander het. Maar hoe dit ook al mag sê, vriende, wanneer 'n mens in hierdie tye kom, het 'n mens nodig om, wanneer hierdie dankbaarheid in jou hart kom oor God se goedheid, net spontaan eer te bring aan hom. Daar's miskien niks wat jy vandag kan sê fout is in jou lewe nie. Sorg dat jy voor hom buig en hom aanbid, want die storm sal kom. Slegte nuus, goeie nuus, jy moet self besluit, want ons kom nou by die storm. Die tweede punt is, aanbid hom as die almagtige tydens die storm. Kom ek lees vir u. Die stem van die Here is op die waters, die God van eer donder, die Here is op die groot waters, die stem van die Here is met krag, die stem van die Here is met heerlikheid, die stem van die Here breek seders, ja, die Here verbreek die seders van die Libanon, en hy laat hulle opspring soos 'n kalf, die Libanon en Sirion soos 'n jong buffel. Die stem van die Here slaan daar 4 vlamme uit. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn van Kades bewe. Die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kaal. Maar in sy paleis sê elkeen heerlikheid. Dawid is besig om 'n fisiese storm te ervaar. En ek moet vir u sê, hier in Gauteng het ons al 'n bietjie smaakies, voorsmaakies van dit. Jy sit nog so op die bank en as hy
weerligstraal slaan, dan hop jy so hoog. En baie van die ou mense sê, trek toe die gordyne, gooi 'n kombers oor die spieël, en ek wil jou vra, los dit. Los die komberse, gooi jouself toe met hom. Die spieël kry nie koud nie. Dis bygeloof. Die belangrike gedagte is net, Dawid beleef nou 'n storm. Heel moontlik was Dawid buitekant, miskien het hy gevlug vir iemand, miskien is hy in 'n spilonk en hy ervaar hierdie storm intens. Hoor wat sê hy? Hy sê vir ons dat hierdie stem van die Here is soos blitse en die donderweer wat klink of God praat. Hoeveel van die ou mense het altyd gesê, dis geweldig om dit te hoor. As die storm so geweldig intens is, hoe groot moet die God van die storm net nie wees nie. Baie interessant is, die Bybel sê die stem van die Here breek seders. 'n Seder word omtrent 40 meter hoog, 10 meter in omtrek. En die Bybel sê die Here breek hom soos 'n tannestokkie. En ons staan baie keer so magtig en ons wil die heilige God uitdaag. Daarom sê die Bybel in Psalm 2 dat die Here lag baie keer vir die wêreldleiers wat nie sy eer en heerlikheid wil erken of eer aan hom bring en sy heerlikheid erken nie. Dawid sien hierdie storm, hy ervaar dit is intens. Dit was vir Dawid so geweldig dat Dawid vir ons sê dat oor hierdie waters is God besig, hoor dat sê hy donder oor die waters, heel moontlik geweldige golf wat daar was. Daar was 'n intensiteit van die storm. Bybel sê vir ons, vriende, dat die diere bewus geword het van God se almag. Die Bybel sê die takbokke lam, die storm wat losgebreek het 'n vuur veroorsaak. En ons ken en ons sien in ons dag en ons tyd dat mense teen vuur nie eintlik bestand is nie. En ek wil vir u sê, in hierdie midde van hierdie storm, sê Dawid in sy paleis, sê elkeen heerlikheid. Wat gebeur in ons tyd en dag as daar 'n tsunami kom, as daar 'n tornado of een of ander orkaan kom? Ons is kwaad vir God. Hoe durf God doen wat hy doen? So asof ons die skepper is en die skepper op die regbank sit en vir hom sê, luister, ons wil net 'n paar voorstelle aan u maak. Maar as u dit nie wil vat as voorstelle nie, sien dit as 'n opdrag. Dit wil ons nie hê nie en dat wil ons nie hê nie en sis wil ons nie hê nie en ons verander elke dag van gedagte. Luister, God is in beheer van sy skepping. Baie keer sê mense, ek lag daarvoor, u sal sien, ons het nie 'n gebedsdag vir reën in die gemeente nie. Want sommige ouens bid in Benoni vir reën of in Boksburg vir reën en die ouens daar onder in die Kaap bid asseblief dat dit ophou reën. Nasionale gebedsdag vir reën, nasionale gebedsdag vir dit. Luister, God ken en weet wat hy in sy skepping moet doen. Ons kan hom vra, ja, en ons behoefte aan hom bekend maak. Maar dit help nou nie ons probeer om God voor te skryf nie. Hierdie storm was so intens dat Dawid bewus geword het dat die God van heerlikheid is die God wat ook op aarde regeer en die storms die natuur beheer. En hierdie God is 'n God wat gevrees moet word. Vrees jy nog God? Wat is die toepassing vanmôre? Vriende, ook in ons lewens breek storms los. Siekte, finansiële krisisse, mense, sonde, misverstande, kwaadwilligheid, leuns, en ons kan hierdie sondelys baie lank maak, en u kan vanmôre inskryf in u lysie, wat se storm daar in u lewe is. Nou wil ek vanmôre vir u iets sê, hou jou stoel vas, wees rustig, hou jou vrou dan vas, as jy jou stoel nie wil vashou nie. Maar die storm waarin jy is, het God bepaal. Mense doen sekere goed. Ons tree op 'n sekere manier op. Maar alles werk in God se raadsplan. Al is dit soms hoe seer. Al is dit soms hoe intens. Partykeer dink ons by onsself, Here, ek kan nie meer nie. Ek het my breekpunt bereik. As ons klaar gebid het, dan dink ons by onsself, okay, was daar by die troon van genade, ek het vir die Here gesê, dinge gaan nou beter gaan. En môre is daar so ietsie ekstra by. Here, het u nie gehoor nie? Ek het dan so opreg vir u gevra. Luister, die Bybel sê vir ons in Romeine 8 vers 28, ons weet. Weet jy is vanmôre hier in 'n gebou? As jy nie weet nie, iemand het 'n speld seker, ons sal vir jou help om jou te sê jy is hier so en alles.
net soos u weet dat u vanmôre hier is, bewus is daarvan, so weet ons, nou baie belangrik, dat vir hulle wat God liefhet. As jy God liefhet vanmôre, dan weet jy, alles sal ten goeie meewerk, vir hulle wat as sy voorneme geroep is. Ek moet vir u sê, in hierdie gemeente, mense wat inskakel is, daar's mense wat my opgewonde maak, wat hierdie Bybelse waarheid uitleef, wat my in my tyd, waar ek so deur hierdie geweldige siekte gegaan het, eintlik skaam laat word het, want hulle het geweet en besef en verstaan, dat die God wat hulle aanbid het voor die storm, is ook die God wat hulle nou aanbid, in die storm, tydens die storm. Ek wil vanmôre vir u sê, soos Dawid hierdie geweldige storm sien, soos my en jou lewe miskien vanmôre, soos daar die storm. Hoe miskien vanmôre vir ons of alles uit die bus uitval, alles uit mekaar uitval. Hoor wat sê Habakuk 3 vers 17. 'n Profeet van die Here, 'n man wat veronderstel was om net die goeie te sien volgens die voorspoedsteoloë. Hy moes eintlik net 'n goeie 2 of 3 jets gehad het wat gestaan het op sy landingsstrook, en hy moes 'n massiewe huis gehad het, en geld en alles gehad het, en Habakuk skryf self. Tydens die storm sê hy, alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, al staan die Mercedes nie in die motorhuis nie, en al het jy nie 'n huis by die see nie, en al is die gesondheid nie reg nie, die klein vee verdwyn uit die kraal, nog dan sal ek jubel in die Here. Hoe kan Habakuk dit gesê het? Want Habakuk het geleer voor die storm, toe alles nog in die kraal was en alles goed gegaan het, toe die olyfboom nog gedra het en die wingerdstok het gedra, dat die trosse gehang het, toe het Habakuk God aanbid soos Dawid God aanbid het. En toe die storm kom, het die normale aangegaan. Here, nogtans sal ek jubel in u, ek sal juig in die God van my heil. Vers 19 belangrik, die Here, verbondsgod, H-E-R-E, hoofletters, Here is my sterkte. Hy maak my voete soos die van herte. Hy laat my tree op die hoogtes, vir die musiekleier op snaarinstrumente. Ek hoor dikwels kinders van die Here sê, en ek dink hulle bedoel dit goed. Hulle sê, as ek al bo kom by die Here, in sy heerlikheid, wat ek so bietjie moet Paulus gesels. En ek wil sê, Paulus, vertel my, hoe het jy dit reg gekry, om deur al hierdie stryd te gaan, en vir Petrus so bietjie praat, en dan vir Elia, en vir hom sê, hoe was dit op Karmel gewees? Toe daai vuur uit die hemel gekom het, nee. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy gaan nie met Paulus praat nie, jy gaan nie met Petrus, jy gaan nie met Jesaja, of met Elia, of met enige iemand praat nie. Want die dag in die heerlikheid gaan jy onmiddellik verstaan. In die oë van as jy kyk in die oë van die heerlikheid van Christus, sal jy verstaan, dit alles het ten goeie meegewerk vir die wat God liefhet. Een praktiese voorbeeld. Die apostel van apostels, die man Paulus, was 'n man wat baie vir die Here gedoen het. Gaan lees bietjie wat met hom alles gebeur het, en een van die sake wat my aangegryp het hierdie week, toe ek die boodskap voorberei het, was toe Paulus op hierdie skip was op pad na Rome toe. Hy's onskuldig as 'n gevangene weggevoer. En ek dink, as ek Paulus was, het ek aan die onderste deel gaan sit en gesalk. Of miskien soos 'n Jona aan die slaap geraak, en myself aan die slaap gehuil, omdat mense my so verkeerd behandel. Wat gebeur? Die Bybel sê, hulle kom in 'n storm, en 14 dae, luister, ons sê 14 dae is nie lank nie. Wie van u kan 4 ure sonder kos klaarkom? Ok, 5 ure. Nie ek nie. Dan raak ek honger. Ons kan nie sonder hierdie goed klaarkom nie. Vir 14 dae sien hulle nie die son nie. Dis 'n storm, die skip word letterlik rondgeruk in die see, hulle gooi alles oorboord. En hoor wat sê die apostel Paulus, want hy het voor die storm alreeds God aanbid, en tydens die storm lees ons. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou. Luister, almal is moedeloos, almal dink hulle gaan sterwe. Hier staan hierdie man op. Hulle sê Paulus was nie 'n groot ou nie. Jy kan Paulus gewees het. So jy kan sterk staan in die gemeente. Het gaan nie oor grootte nie. Het gaan oor 'n hart wat in lyn is met 'n heilige God. Die Bybel sê vir ons, hierdie Paulus staan op hierdie skip. Hy's 'n gevangene, hoor. Hy's nie die skeepskaptein nie.
Dis nie sy spreekbeurt nie. Hy het hom nie geroep om raad te gee nie. Hy staan op en hy sê vir hulle, ek vermaan julle om moed te hou, want hy staan op hierdie autoriteit van die God van hemel en aarde. Hy sê, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van God aan wie ek behoort, wat ek ook dien, en hy het vir my gesê, moenie vrees nie Paulus, jy moet voor die keiser staan en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Daarom hou moed manne, want ek glo God, dat dit so sal wees soos aan my gesê is. As jy die volgende vers gaan lees, sal jy sien die storm woed nog net so. Die golwe slaan nog net so. Hierdie klomp matrose is nog net so bang. En ek wil vanmôre net vir jou sê, God praat nie meer met ons so nie. Hy praat met ons nou deur sy woord. Hy het baie meer as 'n engel vir ons gegee. Hy het sy goddelike woord gegee. As jy voor die storm die woord lees, voor die storm in gebed is, voor die storm eer aan God bring, sal jy die tyd tydens die storm vir jou vrou kan sê, my skarrebol, ek weet hierdie stryd is intens, maar ek wil vir jou sê, hou moed, want God is in beheer. Die pa kan vir die kinders sê, hou moed, want God is in beheer. Ons gaan deur hierdie storm, ons is 'n jaar plus deur 'n storm gewees, 'n geweldige storm, met die hartkwessies nog bietjie langer, en ons het vir mekaar gesê, hou moed, want God is in beheer. Hoekom staan ek vanmôre hier? Omdat ek goed is, omdat ek sterk is, omdat ek my medikasie getrou drink. Ek staan hier omdat God sê, hou moed, voor die storm, tydens die storm, ek is in beheer, eer my as die gewer. God weeg vir ons elkeen af wat ons nodig het. En soos hierdie geweldige fisiese storm Dawid se hart aangegryp het en hy eer gebring het aan God, so moet ons ook in hierdie storms in ons lewe eer bring aan God. En ek sluit af, daar is nog genoeg tyd oor vir die laaste gedagte. Eer en dank hom as koning na die storm. Dank die Here, die storms hou nie altyd en vir altyd aan nie. Psalm 29 vers 10. Die Here het gesit oor die watervloed, ja, die Here sit as koning tot in ewigheid. Die Here sal sy volk sterkte gee, die Here sal sy volk seën met vrede. Ons is nie Israel nie, maar as ons kyk die wonderlike seën wat die Here gegee het in die tyd van Salomo, toe hulle getrou was aan God, ons weet die volk ly op die oomblik weens hulle sonde en verwerping van Christus. Maar Dawid in hierdie storm sien, hoe die storm kom en hy gaan verby deur die Libanon en hy beweeg die woestyn in en die storm is verby. En wat het gebeur met die disippels op die skuitjie? Die Bybel sê daar die skip het vol water geword en hulle het begin skreeu soos dogtertjies. Nie verkeerd as jy skreeu as jy skrik nie. My vrou sê altyd, ons bekes is skrik snaaks. Ons trek net so. Lyk of ons een of ander, ons gil nie, ons stem is weg. So ek doen al my praatwerk hier, so dat ek by die huis nie hoef te gil as ek skrik nie. Maar die gedagte is net eenvoudig. Dawid sê vir ons baie duidelik, toe hierdie storm verby is, toe hierdie storm verbygaan, toe kom daar vrede, toe die disippels in hierdie skuit is waar die water inloop, en hulle skreeu, en hulle sê, Here, gee U nie omdat ons vergaan nie. Luister, staan die Here op en hy sê, wees stil. Ek wil hê, jy moet in prentjies dink. Hierdie skuitjie, nie 'n groot skuitjie van hier af omtrent na Stefan toe. Nie 'n groot skuit nie. Die skuit maak so, die water kom in. Alles is woes. Die disippels probeer alles. Hulle is hierdie vissermanne wat eintlik al gesout is. En wat gebeur? Aan die einde toe hulle sê, ons weet nie meer waarheen nie. Toe onthou hulle as een wat slaap in die skuit. Hoekom het hy geslaap in die skuit? Want hy het God vertrou. Hy het sy Vader vertrou. Hy was volkome God, volkome mens. Luister, ons moet ophou verwys na Jesus en na die apostels, so asof hulle hierdie bonatuurlike lewe geleef het. In die sin, Jesus was God en hy was mens, maar die Bybel sê vir ons, hy het honger geword, hy het moeg geword, hy het dors geword, hy het gebloei as hulle hom geslaan het. En hierdie Here Jesus kom, sy vertroue so in sy Vader, en hy sê, vir hierdie storm word stil, en die Bybel sê vir ons, hierdie klomp disippels het gekoor dans,
en hulle die wasslap vastrap gedoen, en hulle het opgespring van blydskap. Is dit so? Van julle het nog nie daai verhaal gelees nie. Dis in die Nuwe Testament, in die boek Matteus, Markus en Lukas. Nee, toe hierdie storm stil word, toe aanbid hulle hom, en hulle sê, wie is hy? Dat selfs die wind en die golwe hom gehoorsaam is. Ek wil vanmôre vir jou sê, nadat die storm verby was, het Dawid erken, en die Here aanbid en gedank, dat hy koning is. En baie kommentaarskrywers reken, dat Dawid hier die reënboog gesien het. Na die storm, die reënboog, want u sien, die Here het vir Noag gesê, na die wêreldvloed, hy sê, as ek dan wolke oor die aarde bring, en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond. Ek sal dink aan my verbond. Vers 16, as die boog daar in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens. Wat ek vanmôre vir jou wil sê by die laaste toepassing in hierdie boodskap, soos die storm in Dawid se lewe verbygegaan het, so sal die storms in my en jou lewe verbygaan. Wanneer God dit goed dink, op sy tyd, op sy plek, en nou kan hy vir my sê, maar luister, die storm gaan nie in my ma se lewe verby nie, sy's op sterwe. As sy die Here ken, is die storm amper verby. Dan gaan sy God in sy heerlikheid sien. Dis beter as 'n tydelike verligting, dis beter as 'n tydelike uitkoms, dis 'n ewige uitkoms. Na die storm sal die Here vir ons die uitkoms gee. Hoor wat sê Dawid in Psalm 30 vers 3. Jy sien, ook vir ons is dit nodig om te weet, dat die storms nie vir altyd sal aanhou nie. Die Here gee verligting en uitkoms op sy goeie tyd. Hy sê, Here my God, ek het U aangeroep om hulp. U het my gesond gemaak. Dawid was op 'n stadium siek. Die Here was vir hom genadig. Hy sê, Here, U het my siel uit die doderyk laat opkom. U het my lewe gemaak, of lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal. Psalm sing tot eer van die Here oor sy gunsgenote. En loof sy heilige gedenknaam. Want 'n oomblik is daar in sy toorn 'n lewe in sy goedgunstigheid. Saans vernag die geween, maar smorens is daar gejuig. Wanneer laas het God jou oorjuig in jou gebed? Omdat hy vir jou goed is. Omdat hy jou sonde vergewe het. Of salk jy van die môre tot die aand in die teenwoordigheid van God? Wys my in die Bybel, waar was hierdie mense wat heeltyd gesalk het? Daar moet ook 'n tyd aanbreek van eer en aanbidding, danksegginge en lofprysinge oor die storms in jou lewe wat verbygegaan het. Ek gaan hierdie diens vanmôre afsluit en ek gaan vir u die laaste woorde van koning Dawid lees. Wie kan vir my sê, waar is die laaste woorde van Dawid opgeteken? In die Bybel, ek weet. Maar waar in die Bybel? Wie kan gou vir my sê? In 1 Kronieke, 28:29 is Dawid besig om die aflosstokkie oor te gee aan Salomo. Die bou van die tempel word verduidelik. Dawid praat oor God se goedheid aan sy gesin, aan sy familie, terwyl die Here gesê het, nadat hy met Batseba gesondig het, dat die swaard vir ewig nie van sy huis sou wyk nie. Ten spyte van alles, kom Dawid aan die einde van sy lewe. Na al die ontberinge, na al die storms en al die uitdagings, skryf Dawid hierdie woorde. Vriende, hy sê, en Dawid het die Here geloof voor die oë van die hele vergadering, en Dawid het gesê, U sy geloof, die Here, God van ons Vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Aan U, Here, kom toe die grootheid, en die mag, en die heerlikheid, en die roem, en die majesteit, ja, alles in die hemel en op aarde, aan U, Here, kom toe die koningskap, en die selfverhooging as hoof oor alles. Die koning is besig om sy laaste asem uit te blaas. Hy sê vir almal, kom nader, ek wil vir julle sê, daar is een wat geëer moet word. Daar is een wat aanbid moet word. Julle weet die storms waardeur ek gegaan het. Julle weet die stryd en die wroging, die sonde waardeur ek gegaan het. Die dinge waardeur ek moes worstel, maar ek kom aan die einde van my lewe. En ek is nie daar met 'n jammerklagte nie. Ek is daar om God te eer. Hoekom? Want aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit. Ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. Ek het hierdie boodskap begin met hierdie gebedsdiens wat gehou was, waar die koning van Engeland opgestaan het,
toe hulle daar die pragtige lied Halleluja sing. Wanneer laas het ek en jy hierdie God geëer vir wie hy werklik is? Christendom gaan nie oor wat ons by hom kry nie. Dit gaan oor wie hy in sy wese is. Daarom bring lof aan hom, want hierdie God, vriende, is koning tot in ewigheid. Geëer aan hom voor die storm, dan sal jy hom kan aanbid tydens die storm. En dan sal jy dank aan hom gee na die storm. Want hy is God. Kom ons bid saam. Here, as ons vanmôre so ietsie daar in die hemel kon hoor, dan sou ons die stemme gehoor het van serafs en engele, van heiliges wat reeds gesterf het, wat eer bring aan God in die hoogste hemele. Want hy is God van die hemel en die hele aarde is vol van sy heerlikheid. My siel wil u vanmôre aanbid, saam met hierdie gemeente, ons wil eer bring aan u, Here, want daar is niemand soos u nie. Geef vir ons genade om u voor, tydens en na die storm te aanbid, want u weet wat u doen, en u, Here, is absoluut aanbiddingswaardig. Amen.